Met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends en ons gesels met die nuutste tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Doopie, altyd lekker om die week saam met julle te kan begin. Johnny, so natuurlik die een ding wat ons altyd oor praat en ek weet dit het altyd 'n groot impak natuurlik is die oorlog. En dit is nie anders nou met die nuutste oorlog met Iran nie, maar daar's 'n impak op die oliepryse, die wisselkoerse, ek weet kunsmis en graanpryse ook. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daarvan? Ja, Doopie, soos jy ook nou genoem het, ek dink eerste wat ons nou moet kyk, wat is die direkte impak daarvan en wat is die langtermyn of hoe lank eintlik hierdie oorlog gaan aangaan. Dit is op almal se lippe op die oomblik, want dit gaan bepaal hoe lank ons pryse dan gaan opgaan en of dit dan nou regtig gaan deurspoel na ons insetkostes, ons inflasie binneslands, al daai tipe goed. So, as jy nou na 'n klomp analiste gaan kyk en mens weet ook nie meer deesdae na wat se nuusstasies om te kyk nie, maar dit klink vir my al meer of hierdie oorlog gaan uittrek en Iran het elke 'n plan om dit te laat uittrek, om die kostes te laat uittrek en maar ons sal nou wel sien, ek wil ook nou nie noodwendig spekuleer, ek is nie 'n kenner daarop nie, hoe lank dit gaan aanhou nie, maar wat wel ek agterkom is dat die impak op ons pryse, ons insetpryse dalk langer kan aanhou as wat almal dink. So ons eerste impak is natuurlik op die wisselkoers, so R16.85 sien ek staan hy tans op. Weer eens, druk alles op. Al ons ingevoerde pryse, enige ding wat jy aan kan dink. Het die kunsmisprys nie opgegaan op vanself nie, het hy dan net as gevolg van die wisselkoersverswakking het hy dan opgegaan. Ons sien dan ook ons uitvoerpryse, soos graan byvoorbeeld gaan op, en dit druk alles ons inflasie op. Voedselinflasie gaan byvoorbeeld opwaarts beweeg, ons insetkoste word opwaarts beweeg, ons produksiekoste, al daai tipe goed. So, weer eens, dit hou ons inflasie hoër, dit gaan ons rentekoerse hoër hou, en dit het dan 'n oorspoeleffek na soos ons vorentoe beweeg. Soos jy ook weet, oliepryse is geïntegreer in enige waardeketting wat ons het. So brandstofpryse wat hulle praat van, ek is nie seker wat die nuutste syfer is nie, maar ek het al die R7 merk gehoor wat diesel moontlik kan opgaan in April. En dit is nogal kommerwekkend. Ek weet baie van ons produsente moet begin stroop en dit gaan ons insetkostes met 'n lae graanprys 'n relatief sterk opwaarts druk. So ja, weer eens, dis maar die olie wat deur die stryd of Hormuz kom en daar is 'n klomp aspekte hoekom die olieprys hoog is. Wat nogal baie interessant uit dit uitgekom het is olie en graan, veral mielies en sojabone en sojaolie is baie nouliks nou gekoppel aan mekaar omdat graan of veral nou mielies, sojabone en sojaolie dan nou gebruik word as 'n energiebron om biobrandstof op te wek of te genereer eintlik dan nou. En dit beweeg dan op. Soos olie opgaan, raak die winsgewendheid van biobrandstof dan nou ook hoër en die vraag na mielies en sojabone neem dan ook toe. En ek dink ook daar's 'n mate van al die onsekerheid. Die wêreld dink, van die helfte van die wêreld dink seker ons is op pad wêreldoorlog 3 toe. Ek persoonlik nou nie, maar dit beteken, ek dink baie mense wil nou gaan kyk binnelands, hoor jy, het ons genoeg voedsel, moet ons so baie uitvoer, al daai tipe goed. So dit hou, ek dink graanpryse ook hoër en dit laat graanpryse saam met oliepryse nou opgaan. So hopelik van daai oogpunt af kry ons verligting vir ons mieliepryse en ons sojapryse. Dit het koringpryse laat opwaarts beweeg. Ja, en nou moet ons nou gaan kyk ook nou nog bo-op dit wat plaaslik in ons marktoestand aangaan. Dit lyk of ons steeds relatiewe goeie produksietoestand het. Die oeskatting is op 16.1 miljoen families. My persoonlike gevoel is klein bietjie hoër. Ek dink met die reën wat nou ingekom het, kan ons dalk bietjie hoër opbrengs realiseer. Weer eens, dan gaan ons moet baie nouliks koppel aan wat in die Amerikaanse markte en met die Chicago mark aangaan. Op die oomblik lyk Brazil ook steeds of hulle baie goeie toestande het, bietjie droër toestande. Argentinië is dan wel ook bietjie droër, maar ek dink dit is relatief goed nog met 'n aanbodfaktor wat steeds baie goed bly. So ons moet nou in ag neem, hierdie hoër pryse is slegs gedrewe deur konflik of deur die onsekerheid wat nou in Iran ontstaan. So
as hierdie onsekerheid môre tot 'n einde kom, is die moontlikheid daar dat hierdie pryse vinniger kan afkom ook. So ek dink produsente moet dalk hierdie geleentheid gebruik as hulle sien hulle winsgewendheid is op 'n persentasie, hulle winsmarges is op 'n persentasie wat hulle gemaklik mee is, dan moet sy die geleentheid gebruik want ons sou nie hierdie geleentheid gehad het nie. Hierdie is regtig 'n black swan event en die fundamentele faktore van graan is nog steeds so dat ons eintlik laer pryse moet hê, maar met die hoër oliepryse sien ons kry nou verligting. So mense moet dalk hierdie geleentheid dan nou gebruik soos hy vorentoe kom. Johnny, kom ons gesels gou 'n bietjie net, jy het nou gepraat oor hoër pryse. Eie en tomatiepryse het die hoogte ingeskiet, maar snaaks genoeg, aardappelpryse het wel laag gebly. Is daar enige redes vir dit? Ja, die groentemark het oor die algemeen hierdie jaar maar op die agtervoet begin. Ons het geweldige hoë volumes gesien, baie prosente of baie meer areas wat onder produksie was en vraag wat nie noodwendig hierdie hoër vlakke van produksie kon hanteer nie. Jy het nou genoem van eie pryse. Ons is so tussen streke op die oomblik met die Noord-Kaap en die Vrystaat area wat besig is om klaar te maak. So dit is slegs die Ceres-Sandveld area wat nou tans in produksie is. En dan Limpopo se sy eerste oes wat so bietjie later is. Hulle het bietjie reën gehad, so hulle is klein bietjie laat ook. So ons is so in 'n produksie tydperk wat ons gewoonlik dan nou sien, pryse wat dan redelik skerp opwaarts beweeg. Die pryse is hier by R80, hy's gewoonlik by R40 die laaste 2 maande gewees, maar hy het so opgegaan na R80, is 10 kg sakkie toe. Ek dink wel as die Limpopo area dan sterker inkom, kan hy weer sterk afwaarts beweeg, soos ons na Mei maand toe beweeg. So dis hoekom hy nou spesifiek hoog is. Aardappels het nou nie daai, ons het meer streke wat natuurlik 'n produksie is, ons kry geweldige hoeveelheid wat uit die Oos-Vrystaat steeds uitkom, so op aardappelproduksie bly ongelooflik goed hierdie jaar. Ons Februarie, Januarie maande was ver bo die vorige 5 jaar se produksievlakke en ons het met 'n baie goeie winter begin, baie goeie Limpopo seisoen begin en dit het vir ons nou hierdie oorproduksie gegee en pryse wat net nie wil beweeg met hierdie hoë volumes op die oomblik nie. So ons dink nie daai prys behoort veel te beweeg nie en dan oor aanbod wat ongelukkig dan nou die storie van die seisoen is. Johnny, baie dankie, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Ons maak volgende week weer so. Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Ons is nou weer terug op Groot Plaas, net hierna. Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Dr. Dirk Verwoerd. Hy's 'n senior veearts by Kern Beef om te gesels oor die impak wat back and closure het op die rooi vleisbedryf. Dr. Verwoerd, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, welkom. Dokter, hoe ernstig is die huidige back and closure krisis in Suid-Afrika volgens jou? Kyk, dis 'n enorme krisis, nee, dis baie meer as 'n krisis, dis eintlik 'n ramp. En dis met goeie rede hoekom dit 'n nasionale ramp verklaar is. Ek dink dis dalk die grootste gesondheidskrisis, dieregesondheidskrisis in die laaste 30, 40 jaar. So dit het 'n enorme impak op elke faset van die rooi vleisketting. So, waarom sê jy dat basiese beginsels van siektebestuur die afgelope 4 jaar ongelooflik swak toegepas is? Kyk, dit gaan eintlik baie langer terug, né? Die behoorlike enting van beeste teen back and closure in die bufferstrook langs die Kruger-Wildtuin en so aan het reeds van 2006 af nie gebeur soos wat dit moes gebeur het nie. So dit was eintlik 'n tydbom en dit het tyd geneem om die momentum te bereik. So die laaste 4 of 5 jaar is dit nou in ons almal se gesig en het dit eintlik kans gekry om te spoel deur die land en enorme momentum opgebou, oorgespoel in melkerye in, oorgespoel in voerkrale in. Jy weet selfs in vark vanaf Desember laas jaar in varkbedrywe. So dit het 'n baie breë impak, dink ek, as jy dit so wil beskryf, op ons voedselsekerheid. Daar's 'n hele klomp bedrywe wat baie ernstig geaffekteer word. Is die regering se huidige proses waarmee hulle besig is dit goed genoeg om hierdie ding te bekamp? Kyk, is die regte ding, nee. Dis absoluut die regte ding. Dit moes lankal al gebeur het. So minister Steenhuisen het in die paar maande of jare wat ook al wat hy in sy posisie is, meer gedoen as wat al sy voorgangers in 20 jaar gedoen het. Maar dis 'n baie moeilike momentum om te stop.
Die grootste probleem op die oomblik is die tekort aan enstowwe. Dit vat net eenvoudig te lank om die miljoene dosisse enstowwe wat ons nodig het in te voer. Jy weet, as ons sê die nasionale kudde moet geënt word, dan is dit nie eenmalig nie. Mens moet dit elke 6 maande ten minste herhaal. Ons gaan vir die volgende 24 maande die kudde moet ent, waarskynlik 3 tot 4 keer. Nou die getalle gaan geleidelik minder word natuurlik soos die siekte onder beheer word, maar nog steeds praat ons hier van 10 miljoen plus diere wat elke 6 maande geënt moet word. So as ons dit nie reg kry nie, gaan ons hierdie momentum glad nie omswaai nie. Maar baie boere voel ook dat hulle wil graag die geleentheid hê om self van die entings of die entstowwe in die hande te kry. Is dit die regte proses? Kijk, internasionaal moet back-and-closure enstowwe altyd onder 'n staatsbeheer wees, maar dit beteken nie die staat moet alles doen nie. Dit is glad nie waar nie. So as ons kyk na Brazil byvoorbeeld, as 'n goeie voorbeeld, die staat het 10% toesig gehou, kan jy maar sê. Die privaat sektor het 90% van die werk gedoen. Die vervaardiging van die enstowwe, die verspreiding, die koue ketting, die uiteindelike toediening ensovoorts. So uiteindelik as jy na hierdie getalle kyk, dan moet die privaat sektor baie sterk deel hê van die hele storie. Dit kan nie net die staat wees nie. So Maar dit dokter, kan ook nie, ek wil net sê, dit kan ook nie 'n vry beskikbare storie is wat elke boer kan enige plek in die hande kry en hy besluit wanneer hy ent en hy besluit wanneer hy stop nie. Weet, ons kyk na ander siektes waar dit wel die geval is, beheerde siektes soos brucellose, waar enige iemand die enstof kan koop en dit bly buite beheer, want die mense doen net eenvoudig nie wat hulle moet doen nie. So daar moet 'n mengsel wees van toesig, oorsig, dataversameling en genoegsame beskikbaarheid, en dit is wat ons sê, deur die privaat veeartskanaal kry jy die beste balans tussen die twee. so hoekom het voerkrale die grootste impak van die uitbrekings oor die afgelope jaar gevoel? Dis maar waar die groot konsentrasies is, né? As jy nou daai kaart daar sien, dis die current beef verspreiding van ons fasiliteite, en dit is oor die hele land versprei, al die kwarantynestasies en so aan. Ons het 3 groot voerkraal konsentrasies, een hier by Heidelberg, waar ons 140,000 kapasiteit het, Nigel nie te ver van hier af nie, en dan ook in KwaZulu-Natal. So dit is die groot konsentrasies, en sodra jy diere konsentreer, dan het jy natuurlik die perfekte geleentheid vir siektes om te versprei. Nou, back-and-closure is die mees aansteeklike virus van beeste wat bekend aan ons is. So dit is soos absoluut soos 'n veldbrand. Jy weet, toe ons in Junie maand verlede jaar die groot bom by ons ontplof het by Heidelberg, was seker 90% van die 112,000 beeste wat ons op daai stadium gehad het, besmet binne 'n week na 10 dae. Dit was die ergste wat ek in my lewe ervaar het. So dit is regtig iets onbeskryflik om te sien hoe vinnig dit deur so 'n bevolking beweeg. En wat dan gebeur, en daar sien mens die mis op daai prentjie, wat gebeur is hierdie klomp virus wat nou so vermenigvuldig word en uitgeskei word 'n sogenaamde pluim. En die pluim versprei dan ook weier. Dit word deur die wind basies gewaai. In ons geval is die hele vallei besmet. Al die boere in die hele vallei het uiteindelik back-and-closure gekry. Ons is ook besmet op dieselfde wyse in Oktober vir 'n tweede keer, waar dit vanaf die kommunale area so 5 km van ons af 'n ander stam ingewaai het. So dit is maar 'n rollende nagmerrie eintlik, wat die hele tyd hierdie skades en goed het. En totdat ons nie alles geënt kry nie, is dit die patroon. En die kleiner voerkrale het maar dieselfde ervaring, dis maar net 'n kwessie van skaal. So, Dr. hoe beïnvloed alternatiewe kwarantynfasiliteite die koste van vleisproduksie? Dit is definitiewe addisionele koste, dit is egter nou maar deel van die nuwe normaal, soos hulle sê. Jy gaan nie meer die kans kan vat om beeste direk in 'n voerkraal in te sit nie. Mens moet eers seker maak wat is die status, en die kwarantyne is 'n absolute integrale deel daarvan. Onthou, as jy 'n bees geënt het, is hy nie onmiddellik beskerm nie. Daar is nog omtrent 14 dae, 10 tot 14 dae periode nodig vir die liggaam om te reageer op die entstof. So die immuunbeskerming is in elk geval so 2 weke, kom ons sê, met die pad af. So op enige stadium kan 'n bees natuurlik besmet word, en dan moet jy seker wees dat hy beskerm is deur die enting en dat die hele situasie stabiliseer. So baie van die mense wil natuurlik weet, is daar 'n moontlikheid van vleisvoorsiening dat ons 'n tekort gaan ervaar of 'n bottleneck miskien?
Ek dink elke verbruiker op hierdie stadium weet al reeds daar's 'n relatiewe tekort en dis hoekom die pryse so hoog is. En dis natuurlik nie 'n goeie ding vir enigiemand nie. Dit is nie 'n volhoubare situasie nie. As jy kyk na die hele voerkraal-industrie, is ons staangetalle waarskynlik die helfte van wat dit moet wees. Nou, die voerkraal-industrie is soos 'n pyplyn. Jy weet, jy sit beeste of iets aan die een kant van die pyplyn en jy dieselfde hoeveelheid val uit aan die ander kant. So as die pyplyn leeg of halfvol is, dan is dit die volume wat deurvloei. En dis die belangrike ding. So daar is nog 'n taamlike bottelnekke wat voorlê voordat ons hierdie momentum behoorlik opgetel het. Dit vat 4, 5, selfs 6 maande vir die voerkraalperiode. So selfs al kry ons die geleentheid om nou al die kalvers te koop wat ons kan, is dit nog steeds daai periode voordat hulle by slag uitkom. So dokter, as ons nou praat oor hierdie voerkrale en die pipeline, hoe groot rol speel hierdie voerkrale in die hoeveelheid vleis wat daagliks in Suid-Afrika gekoop word? Die beesvleis wat op in die mark verskyn, tussen 80 en 90% daarvan kom uit voerkrale uit. So as die voerkraalbedryf op sy knieë is of ernstig benadeel word, dan het dit 'n ripple effek stroom op en stroom af. Ons kan die rooivleisbedryf as 'n lewendige liggaam beskryf. En jy weet, die bloedvloei is die beweging van beeste of skape of bokke of wat ook al. En die voerkraalbedryf is die kloppende hart. So die is absoluut onlosmaaklik gekoppel aan mekaar. Jy kan nie die kloppende hart vernietig en dink die liggaam gaan lewendig bly nie. So dokter, net gou vinnig om af te eindig, naspeurbaarheidsprogramme is baie van kardinale belang, veral met iets soos back and close seer. Wat gaan dit beteken vir die toekoms van die rooivleisbedryf? Ja, ek dink dit is onlosmaaklik gekoppel ook aan die toekoms ongeag by back and close seer. Dit is maar net eenvoudig die manier waarop mense in die toekoms moderne beesproduksie gaan handhaaf. Ons is reeds as maatskappy en ook as industrie baie sterk op ons terugspoorbaarheid. Alles is geïdentifiseer en alles is met elektroniese datastelsels gekoppel, so ons kan elke ding terugvoer en daardie proses, net soos wat in ons buurlande aan die gang is, net soos in Botswana en Namibië waar hulle eintlik ver voor ons is, gaan dit uiteindelik vanaf die plaas van geboorte waar die kalf gebore word reg tot die einde, tot waar die bees geslag word en na die verbruiker se bord toe. Daai hele ketting moet gekoppel word. Waardeer jou tyd vanoggend, dis al wat vir ons tyd het. Ongelukkig Dr. Dirk Verwoerd, senior veearts by Kern Beef, om te gesels oor die stand van die dinge in die rooivleisbedryf. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het lekker saad ons gekuier en ons sien mekaar weer môre.